Goeiemôre almal. Vanoggend het ons lekkere interview, ons het 'n debat, ons gaan net lekker gesels, maar jy moet daar bly sit. Want doorgehou baie mense het seer gekry in die kerk. Dit is interessant hoe sê hulle het seer gekry in die kerk. Niemand vertel hoe hy seer gekry by die werksplekkie. Of hoe hy seer gekry op die straat nie. Of hoe hy seer gekry op 'n ander plekkie. En hoe het hulle ander seer gemaak nie. Ons Christene is nogal interessant dat ons het seer gekry. Ek gaan nie meer kerk toe nie, want die pastoor het my seer gemaak. Die pastoor het my nie gegroet nie. Daai een het my nie gegroet nie. Het jy nou al gedink dat jy ook ander al seer gemaak het? En dat jy 'n bietjie ophou die vinger na ander moet wys en na jouself moet wys. Nou vandag gaan ons 'n bietjie gesels. Ek kan natuurlik baie mense gekry het, maar toe gaan kyk ek by TikTok wie is nogal 'n befaamde persoon. En toe's François Baden nie hierdie. Nou ja, kyk, hy is toe nie hierdie. Toe vat ek die ander ou wat ek vat en dis Stefan Visser. Gee 'n lekker hande klap. Asai. Toe gaan kyk ek 'n bietjie rond. Sien ek dat Teens nou nie meer met ons is nie. En groep 2 het opgebreek. Hulle is groep 4 of groep 0. Ek weet nie wie is hulle nie. Is dit nie, ek onthou die ou se naam, Sias Reineke, is daar so ou? Ja, my ene lyk vir my, ek onthou nogal die goed. En toe bel ek vir Sonja Herald, Sonja, ek maak net 'n grapie hier, en kom hier by haar telefoon uit, en toe sien ons hierdie ou raak. Al die pad van Gordons Bay en Strand, Rolf Diedericks, gee maar lekker aan 'n klap. Nou ja, ons gaan sommer vir Rolf oorgee. Maak vir ons oop. God sorg vir die mossies, God sorg vir die diere, God sorg vir die plante, en God sorg vir jou. En as jy dalk bekommerd oor die dag van môre, God sorg vir die mossies, en God sal sorg vir jou. God sorg vir die mossies, en God sorg vir die diere, en God sorg vir die plante, en God sal sorg vir jou. En as jy dalk bekommerd oor die dag van môre, en God sorg vir die mossies, en God sal sorg vir jou. Precious Lord, take my hand, let me out, let me stand. I'm tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, take my hand, oh Lord, take my hand, precious Lord, let me home. When my way goes drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my call, hear my cry, when take my hand, oh Lord, take my hand, precious Lord, let me home. Meer wees soos U, want U is die koning
van my hart en lewe. Meer wees soos U, meer wees soos U, want U is die koning van my hart en lewe. Meer wees soos U, meer wees soos U, want U is die koning van my hart en lewe. Meer wees soos U, meer wees soos U, want U is die koning van my hart en lewe. En as ek sou struikel en val, weet ek U sou my kom optel. En as ek langs die pad verdwaal, weet ek U sou my kom haal. Meer wees soos U, meer wees soos U, want U is die koning van my hart en lewe. U is hoog, U is groot, U is alles wat is, en alles wat was en sal wees. U is hoog, U is groot, U is alles wat is, en alles wat was en sal wees. Meer wees soos U, meer wees soos U, en U is die koning van my hart en lewe. Amen. Gee 'n lekker hande klap vir die Here. Prys sy naam. Rolf, wat noem 'n mens nou daai? Want my musiekkennis is nie goed nie, maar daai wat jy vir Mossie verander het, is dit blues? Ja, kom sê maar ja. Nee, jy moet nie net ja sê nie. Ons mag debatteer. Maar daai is nou nogal vir my oulik hoe jy hom so. As ek het my sit te dink as ek nou daar in 'n restaurant sit en ek eet 'n stytjie en jy vertel dit nou of sing hom so. Dis pragtig, hoor. Dankie. Maar weet jy wat is die belangrikste? Is nie of 'n sanger mooi sing of hy goed perform nie. Die mooiste is of die beste is daar salwing. Ek en Stefan en Stella vanoggend saam bid daarbo. Toe sê ek, dit gaan nie oor hoe die gesprek is nie. Is daar 'n boodskap vir die mense daar buite? Het gaan nie oor ons nie. Is daar 'n boodskap vir die mense daar buite? En is daar salwing op wat ons praat? Want anders praat jy nonsens. Dan moet salwing op wees. Amen. Nou ja, jy moet net so sit. Eintlik het ek bedoel, tussenin moet jy die liedjie sing, maar ek sien jy het hom sommer nou gevat. So maak jou maar reg vir as ons miskien lag of huil of kwaad is mekaar en slat mekaar, dan moet jy begin sing, nee. Okay, prys die Here. Ek wil net so 'n bietjie 'n intro kry oor hierdie week, iets wat my baie na in die hart gelê het is, of wat ek agterkom is, ons moet besop wat ons sê. Nou, ons sit nou 2 mense hierso, wat like om te vinnig te praat, en ons is stadig om te hoor, is ek reg? As ek tussen my en jou moet vat, wie van ons se monde is die vinnigste? Dankie. Ek wil dit net seker maak. Nou, ek het 'n ou vriend, 'n advokaat, wat sê, hy praat so en dan sê hy, 'n mens moet stadig wees om te praat en vinnig om te hoor, sê Spreuke. Nou, ek sê altyd vir hom, jy weet nie hoe vinnig hoor ek nie. So,
Ja, dit was my langste ontbyt saam met hom gewees, my langste ontbyt in my lewe gewees in Kimberley saam met hom. Jy hom ook al ontmoet? Ja, die advokaat Struys, dit was my langste ontbyt. Ek moes baie Onthou Poppy, ek mag jy nie meer deesdae name noem nie. Jy moet nou so versigtig wees. wees. My uitsnyk asseblief, maar ek het dit was my langste ontbyt gewees een oggend. Struys. Ja, jy mag ook hier die kameraman gebruik. Ja, ons is so klomp. Ons het klomp wette. Luister gou hier mense. Ons moet versigtig wees wat ons praat. Ek kry 'n WhatsApp. En hierdie ou val nie aan. Hierdie ou sê, "Roy, as ek sien hierdie prediker wat baie bekend is in Suid-Afrika, volg jou ook en is op jou volglys." En hy sê hierdie prediker het 'n video gemaak waar hy sê dat 'n mens maar kan drink. Nou ek het die video gekykie, maar weet jy, daagliks vertel hierdie ou vir my en daarna gaan plaas ek dit. En ek sê wees versigtig. Jy het miskien nie in 'n dranklewe groot geraak nie, maar die ander persoon het groot geraak in Kaval. En wat toe uitdop mense, is vir my onrusbarend. As jy vat, as 'n vrou wat sê, drank het haar kind doodgemaak. En hulle praat toe, en dan kom daar vraggiese pastoor tussenin. En hy sê, hou op teen drankpraat. Terwyl hy hoor hier's 'n vrou wat haar kind aan die dood afneem. Mense is seer en dan verdedig ons die sonde. Ek en jy moet baie versigtig wees wat ons sê. Want weet jy wat, jy sê een sin en jy trigger mense om te dink iets is oukei. Bly dan liewerste stil. As jy dink iets is oukei en jy's nog nie oortuig die Bybel uit daaroor, bly net stil. As wat jy ander gaan in die verdoemenis invat. Ek wil net nog een noem. In Kimberley is daar 'n vrou, haar man het 20 jaar laas was sy in die kerk, sê sy. En hy het 'n dranklewe. Sondagoggend is sy kerk toe gaan drink hy. En sy smeek hom. Sy vra my om saam te bid en ek bid. En hy sê, okay, hierdie Sondag sal hy gaan. Ek was daar. Daai Sondagoggend, Satan sit ook woorde in mense se monde. As mense nie ingebid is nie. Kom die pastoor op, wat hy nog nooit gesê het, en hy sê, in sy preek, ek geniet my rooiwyn. Net daai sin, het daai man uitgestap en vir sy vrou gesê, ek kom nie weer daar nie. En jy wat sê, ek moet ophou drink, hoor wat sê jou pastoor. En hy het gaan, ek het na die pastoor toe gaan en gesê, kom ek en jy stry nou nie, maar gaan net na die huis toe, en gaan help net, asseblief die man. En hy het nie gegaan nie. Want hy voel skaam, maar hy gaan aan met sy drinkery. Ek wil vandag vir jou sê, ek en jy moet pasop. Ons gaan so later in hierdie gesprek nog praat oor, ek en jy moet ons woorde kies. En daar wil ek sommer, ons het dit nou nie eens op nie, maar ek wil jou so 'n bietjie aanval. Nou, ons het nou gesê, ons val nie mekaar aan nie, ons val nie mense aan nie, maar vir jou val ek gou aan. Omdat jy so vinnig is om te praat, het jy nie tak, partykeer. Jy het salwing, maar jy het nie tak nie. Ek sal byvoorbeeld, as jy iets in jou binnekamer ontvang by die Here, en ek maak ook hy fout. Ek het eendag gekry, ek moet Noord-Korea toe gaan. En toe kom hardloop ek hier by die Witpad af, en ek sê, verstel, ek gaan nou Noord-Korea toe. Ek dink baie keer moet ons net by die Here gaan sit, dit oordink, niks is van die tafel af, en dink hoe ons dit oordra. Stem jy, praat? Ja, nee, ek stem 100% saam met dit. Op daai oomblik, toe ek so gevoel het, en ek voel nog steeds so, ek gaan nou met tak praat. Nee, hoor gou, jy mag, Ja. kom ons praat, jy wil graag na geslote lande toe gaan, jy wil na gevaarlike lande toe gaan, alles, maar hoe mens dit aan jou geliefdes oordra, hoe jy dit in jou, jy klim nie op jou foon en jy bel jou ma. Ja, ek het sommer vir my ma gesê die laaste keer toe ek was sê, mamma, dis dalk die laaste keer wat ek jou Ja, dit is verkeerd. Ja. Dit het geen tak nie. Ja. So ons moet persoonlik besop wat ons sê. Ja. Sê So my, sy dink nog steeds, sy gaan my dalk weer nie sien nie, toe ek aan nou die dag gebel en gesê, mamma, ek gaan nog dalk een keer daar by jou kom draai, om weer dalk baie te sê, maar
Kom ons sê 'n bietjie, wanneer het ek en jy die eerste keer ontmoet? 2016, wat ek hier so aangekom het Februarie, met my polisiehoedjie, wat ek gesteel het uit 'n polisievan uit. En toe was ek diep in satanisme in. Jy was dunner ook is nou. Ja, Mag ek so iets byvoorbeeld op TV sê? Is dit beledigend of nie? Nee, glad nie. Nee, ek was baie dunner as Nee, kan ek vir jou iets sê? Ja, Dit hang af met wie jy praat. nee. Okay. As ek met party mense praat, sny jy sekere woorde uit. Ek kan nie vir almal sê, jy was dun daai tyd en nou is jy 'n bietjie dikker hè. Jou geaardheid is. En daarom moet ons kyk met wie ons praat. Ek het byvoorbeeld met 'n man en ek hou van humor. Maar mense moet besop van ligsinnigheid. En ek het in my kerk gekom en sê ek altyd, hallo jy, hulle is nou al dood, maar gaan nog steeds hulle name gebruik nie. En toe sê hierdie vrou na diens, maak met die ander grappe stop met my. Jy maak nie weer 'n grap van my nie, of oor my of met my nie. Jy moet karakter lees. 'n Pastoor en 'n evangelis, en ek sukkel met dit. Nie met lees van die karakter nie. Voor ek my kon kry het ek iets gesê wat, as dit uit, maar hoor gou. En na 3 maande toe sê sy, Royce nou, jy maak met almal grappe behalwe met my. So party mense weet ook nie hoe hulle dit wil hê nie. Maar okay. Sê gou vir my toe jy hier aankom. Ons gaan vandag so gooi en ek glo dit gaan vir iemand daar buite iets beteken. Toe jy nou hier aankom, toe is jy 'n jong Christen. Ja, toe ek hier so aankom met daai tydperk was dit vir my sekerlik een van die donkerste tye van my lewe gewees. Uit wat uit kom jy toe? Ek kom toe uit satanisme uit, kom uit kardiefstal Kom uit. so 'n bietjie verder. Ek kom toe uit satanisme, kardiefstal, dwelm, smokkel en al daardie tipe van goeders uit. En uit die Drie Susters kerk uit, was 'n dopper gewees. So Is dit die liedjie van die Nee, Drie nee, Susters? nee, Dit is Drie Suster kerk. Ja, ek kom uit die gereformeerde Sien jy nou kerk dan? uit. Vir ander mense kan dit nou aanstoot wees wat ek nou gesê het. En vir party mense sal die grappie agter Ek dit. het hom nou amper begin sing. Okay. Maar jy moet vry voel in dit doen. Maar okay, hier kom jy nou aan en hier slaat ek my eie naam nou met 'n plank wat ek nou gaan doen. Maar ek hou daarvan dat dinge uitkom. Dit het nou in 2016 gebeur, maar dit kan maklik môre weer gebeur. Jy weet nie hoe bid 'n mens nog vir mense nie, jy was 'n satanis. Kom ons vertel 'n bietjie die verkeerde manier hoe 'n mens miskien met mense optree, maar daai aand was dit nog 'n goeie impak gehad. Jy gaan jou skoene stikkend. En jy gaan vra vir my vrou Gom, hoeveel gee sy te Sy het vir my omtrent 'n hele ouer gegee. Ek dink hy's kleiner. Nee, hy was nie, dit was 'n billetjie. Nee. Ek weet nie wat was in daai gom nie, maar dit was goeie. Omdat sy glo. Ja. Sy dink hierdie ouetjie sal sy skoen gaan plak. Ja, nee maar ek wou. Maar toe ek daai ding ry. Nee, wees nou eerlik. Het jy al met die gedagte gesit ek gaan Gom gebruik? Nee, toe wou ek regtig net my vellie plak. So, en my vrou gee dit vir jou. Ja. Dit is dieselfde as ek staan by 'n rugbyveld en ek haal my koelbox uit met 12 biere. En ek laat val mense. My vrou het deur die Gom vir jou laat val. Nee, kom ons praat daaroor. Hoe dink jy? My eerste intensie weer eens was nie om die gom te snyf nie. Maar toe ek daai blikkie oopmaak, sê ek, wat 'n gom is hierdie? Ken jy, hierdie is al verouderd. Toe jy nou ernstig sê vir mense, as dit tannies en ooms, oom is 90, hy het nog nooit 'n sigaret gehad, hy nog nooit 'n gedrinkie en hy kan nie verstaan en ek kan ook nie verstaan hoe kan 'n mens Gom snyf nie. Dis bo my vuurmaakplek. Maar wanneer daar 'n demoon van verslawendheid in jou is dit iets anders. En 'n demoon van verslawendheid, hy floreer op ooreet ook. Hy floreer op Chesterfield. Hy floreer op alle. Maar okay, toe jy hom oopmaak, wanneer het jy die gedagte gekry ek gaan Gom gebruik? Daai oomblik toe ek hom oopmaak, toe ek daai reekie vang, toe hy my klap, toe voel ek eers hier's ietsie aan hierdie. Ek wil 'n bietjie dieper in dit gaan. Sonde is soos 'n klippie wat jy in die water gooi, maak rippels.
Jy gaan gebruik jy loop om jou hoek en gebruik dit toe alleen nie. Vertel verder. So het ons, hy kom ook op 'n huisgenootboek af, en ons het 'n paar vriende, en een van my ouens is toe nie hierso. Maar ek gaan ook nie sy naam noem nie. Gou Renier, môre. My eysterbroer. Het gaan goed met hom, lyk dit vir my. En ons is toe 'n paar ouens en vir 'n ou wat uit die Dopperkerk uitkom en toe ek neem aan hier was toe punt. Ek wil net gou iets sê. Daar is standaarde by die Dopperkerk wat ek van hou. As dit nog daar is. Ja, maar, en dit is soos moenie dobbel nie. Yes. En waar ons in party kerke kry, hulle sit sommer 'n motorfiets daarvoor op 'n stand en dan koop jy R200 loodjies, dan noem hulle God het vir hulle voorsien. Julle lieg. Die geluksgod het voorsien, nie God nie. Ek wil net so bietjie, so die Dopperkerk het ook geweldige goeie impak gehad, maar die tradisie het jy nog nie oorgekom. Ja, Okay. So ek was nooit onder die indruk van mense wat val onder gebed nie. Okay? Ons moet nog ietsie daar. Weens by die Dopperkerk het daar nooit mense na vore toe geroep om te sê, luister hier, wil jy dalk jou hart vir die Here gee? Ek onthou so hier en daar 'n preek, en die tyd wat ek nou hierso gekom het, en dan kry toe die gom, en ons ruk toe 'n huisgenoot uit, en Justin Bieber is toe op die middelblad van die huis, ek mos baby, en ons smeer op toe daai check, jy weet jy laat jou peanut butter smeer? Vra vir ander Strauss. Wag, ek het gou iets sê. Eintlik moet ons hom hier gehad het. My skoonseun is nou gister 11 jaar getroud, en vanoggend kom ek op die Facebook af, en dit is vir my so mooi as iemand so vir my dogter praat. Ek moet sê, dit was nou vir my, as hy vanoggend hier was, het ek hom 'n soen gegee, my skoonseun. Maar wie jy, hy sê hulle is nou jonk getroud, die geldjies is min, en hulle is daar in Gordons Bay, hy en Ansorie, en hulle swaartjie Andre Strauss kom kuier. Hy dra geen iets by die huishouding glo toe nog nie. Maar en hulle het brood wat hulle smeer. Hy François vertel vir my. Hy sê hy kyk hoe hierdie man hom leeg skep die grombontjie botter op daai brood 3, 4, 5 centimeter dik sit en dikker. Nou kyk, so ken ek vir Andres. Eenmal 'n jaar eet hy grommetjie botter en dan plak hy vir hom. Hy sê hy het later eenkant vir Ansorie gesê, as jou broer hier is, kom ons hou net ons smeer goed in die kamer. Nou as jy vir Andres sien, moet jy dit wegsteek. Nou, dit het gebeur hier ook. Ons eerste voorman by die krokodille. Ek is nogal die aand hier en ek sien, hy bring sy smeergoed in die kamer uit. Ek het sy naam nou vergeet. Ek vra vir hom nou, hoekom sit jy nie jou goed in die yskassie? Hy kyk so onder toe, hy sê, oom, as Andres hier is, het hy ook geen smeergoed daarna nie. Nou okay, kom ons vergeet van Andres, jy smeer toe nou vir Justin Bieber, volg hom. Ja, en toe's daar, ons 'n paar, ek dink ons was so 7 ouens gewees. Jy rol hom op soos hierdie grommondjie. Ja, jy vang hom so dan kap jy hom nou, papa. By jou neus of by jou mond? Jy slaat hom sommer bo oor, gas mask yourself. Is soos waterboard maar met 'n wille ding. As ons lag oor hierdie goed, is omdat God ons vrygemaak het. Ons verlekker ons nie in die sonde nie, okay? God plak nie verniet nie. Hy sit jou ook op 'n plak, verstaan? So dis net waar die ding ingekom het. Maar hoeveel mense in die kamer gebruik toe nou of almal? Ja, ons trek omtrent, of ek trek omtrent so 7 ouens saam met my. Ek weet nie omdat dit is omdat hulle Justin Bieber gelike het, of omdat dit is gegaan net oor die plak nie, verstaan? En ek trek toe so 7 ouens om my, en dan kom toe onder onsie, onder een wat nie baie happy is oor wat ons doen nie. Nou, ek wil net sê, op daai stadium sit ek op 'n toilet, wat net 'n muur en 2 meter van julle af is, en ek hoor die tekere ganery. Ek ruik nie die gommie, maar ek hoor die konsternasie. En op daardie oomblik toe kom Royes toe uit, en ons is in die kamer, en hy vra toe, Jy's 'n nuwe ouetjie, jy's nog nie by die Here nie. Ja, nog nie heeltemal. Kyk, Nee, jy kan nie by die Here wees. Ek is nie. Verstaan ek is nie. My man het nou net gom gesny. Waar moet ek wees? Okay. En hierdie ons staan so, en daar Reinier toe net ingekom die dag. En Ek moet vir 'n nier beskerm. Ek moet vir 'n nier by God kry. Ek moet vir 'n nier se pa en ma wys. Ek sal vir 'n nier by Jesus kry deur die Heilige Gees natuurlik. En hier kom ander mense wat met hulle gom plak
my hele planne waar ek wil hê, hier moet mense change deur mekaar krap. Okay. En ja, toe die skoen was toe nooit geplak nie. In elk geval, so kom ons stop die stuk en Roy sê toe, alright, kom ons gaan nou 'n gebed doen. Ek laat staan julle so in 'n En ry. hulle staan ons staan so in so 'n half maan. Nou ek wat uit 'n dopperkerk uitkom, weet wanneer jy staan jy met jou oë toe, altyd jy staan altyd op en jy staan met jou oë toe. En hy begin toe te bid. En ek uit my onkunde uit, dog toe dit is so 'n mens val onder gebed. Want toe ek my oë oopmaak, toe lê ek op die blerrie grond. Want toe sê hy, Here, beskerm hierdie mense en hierdie duiwels. Toe val die klappe so. Toe dink ek by myself, O, julle val nie onder die salwing nie. Julle val onder toe. die salwing nie, toe val ek onder die klappe. Daar het julle dit. 2016 klap Rooi is 9 mense plat. Gaan vertel dit vir die wêreld. Okay, maar okay. En toe, Daai aand word ons toe reën het. Kyk hier toe sou sy pappa. Ek onthou. Nee, kyk hier, daar was lanklaas so reën gewees en hulle gaan laai ons soek so wat 5 kilos van die af. En ek stap met my stuk in 'n valley vol water, niks geplak nie. En Roy vra toe op die groep vir die ouens, luister hierso, kan ons hulle maar gaan haal want ek sê vir hulle jy kan niks vir jou sien nie. Dis toe. kom ek vertel hom verder. Ek sit hier so en op die groep sê ek vir die ouens, en hierdie moet julle hoor. Ek het hulle wel geklap, maar tog het ek 'n ander deel hart ook. En ek kry hulle jammer daar buite. Ek dink hulle kan nie in die donker sien nie en hulle loop in 'n stroom water, hulle kan verdrink, hulle beland in die hel en ek begin omgee. En weet jy, ek sê op die groep, moet ons hulle nie gaan haal nie. En daar's 2 ouetjies. Dis baie lus om hulle name te noem. Ek kan hulle name noem want hier was al baie JP's. Dit's 'n JP en 'n Johan en hier was baie Johanna. En hierdie 2 almal sê oom gaan haal hulle. Johannes toe so 'n maand by die Here en skielik het God deur hom genesing gedoen. Ons moet besop dat ons nie dink ons het gearriveer nie. Johan was 'n asblikkrapper. Johan was uit Draks uit. Maar weet jy wat? Partykeer as ons by die Here kom, vergeet ons van die sondaar waar ons was. En ons is te godsdienstig en is te vol van ons fariseerigheid. En die volgende oomblik sê Johan, nee, moet hulle nie gehaal nie. Hy was nou die dag nog daar en JP ook. En ek sê hierdie woorde van op die groep, julle harte is vuil. En ek gaan haal hulle. Toe ek afklim, dit reën. Daar nie, dit reën. Ek staan 'n halwe meter van Stefan af. Ek sê, julle moet klim. Hy sê, ons loop dan nou so lekker. Die walm van die gom slaat my. Maar kom ons vergeet nou die gom en alles. Mag daar vir jou 'n storie hierdeur gekom het. Daarna raak jy pastoor en ek wil vandag sê, as God persente uitdeel, kom vra julle eers. As julle vir julle kinders persente gee, en hulle speel lekker met die trekkertjie, wat jy vir jou kind gekoop het, en jou kind was nie die skottelgoed wat ma gevra het nie. Vat jy sy trekker permanent af, en gee hom dit nooit weer vir hom nie. Dis dieselfde by God. God gee gawes. God gee persente, en God gaan vat nie sy goed nie. Daarom is dit bitterlik gevaarlik. Daar's mense wat sypentale praat. Daar's mense wat van die pad af is en bid vir siekes dat raak hulle gesond. Dis verskriklik gevaarlik. Jy moet onderskeid hê in hierdie ding. En met dit wil ek jou vra, jy is pastoor gewees in al daai jare. Het jy in die bediening al geval? Jy hoef nie te vertel wat, maar jy al geval in die bediening. Ek het al lelike knakke gekry in die bediening. Dat jy sonde gaan doen. Ja, dat ek Dit is wat ek vrees. teruggedraai het Na die sonde. Yes, willekeurig. En nou wil ek 'n vraag vra. Is daar 'n pastoor wat val? Gaan help almal hom? Nee. OK. Nee. Kyk, ek moet dan vir jou sê, Johan Nel
en Andre Strauss, en François Badenhorst, en so kan ek hulle opnoem, die jy al geval het, ek so af en toe, het vir jou boodskappe gestuur. Die keer toe ek afvallig geraak het, en ek was op 'n verskriklike donker plek gewees, 'n ou wil nie heel, 'n ou is te bang om uit te kom daarmee en te sê, luister die ouens, ek is besig om te struggle, ek is besig om deur hierdie ding te gaan. Die enigste ou wie ek kon gebel het op daardie tyd was Andres gewees om te sê, "Chomma, ek is nou op 'n punt wat ek regtig nie goed is nie." En Hy oor die peanuts butter. ek sal vir hom peanut butter gee en hy het my deur 'n tyd gedra. En die laaste tyd wat ek myself in so donker te bevind het, dat ouens 11:00 in die aande aan my deur kom klop het, dat ek my Bybel so nat gehuil het, dat wanneer ek 'n bladsy omblaai, net om een bladsy om te blaai 5 om, dan kom 'n ou na my deur toe, en hy klop aan my deur, en hy vra vir my, "Stefan, as ek okay, en ek is supposed wees om 'n een te wees, wat vir hom vra as hy okay?" En deur dit het ek soveel skade aan verhoudings gedoen, hierso, en die meeste wat ek teleurgestel is, ek was op 'n stuk wat ek die Here gevra het, ek sien nie kans om weer terug te kom van hierdie ding af nie. Ek doen nie. Ek kan nie myself op 'n platform sit en dan in die privaat ding ander goeders gaan doen of wat ook al nie. Het is vir my so moeilik gewees om myself te kry. En al wat ek gevoel het was die hele tyd. Okay, nou wil ek gou inkom, en ek wil jou nie verder trap nie. Baie keer kom 'n mens goed oor jou eie self. Ja, nee, ek weet, jy aanvaar dit. Ek weet jy aanvaar dit. Maar daar's mense daar buite, as hulle goed oorkom en hulle maak mense seer, dan gee hulle daai mense skuld. En hulle gee die kerk skuld, soos ons dit afgeskop het. En hulle gee die een skuld en daai een. En weet jy, as jy by 'n punt kan kom waar jy is en sê, ek is die probleem gewees. Nou nie, is nie die probleem. Maar net voordat ons aanbeweeg, want dit is nou baie goed wat ek nou wil sê, jy kan preke nou hier uitkom. Ek wil dankie sê vir die man wat 11:00 kom klop het. En ons gaan nie nou tyd hier aan koppel, dit kan nou van 2016 af wees, en Stefan jy was 2 keer hier gekom. 2016 en toe weer, of was daar 'n ander keer? Nee, jy het nie 'n derde keer. Okay. En E.C. Kloo. Hoor gou mooi. Die ou wat nog rook, 'n student wat rook, 'n student wat nog nie op datum is nie, is die een wat gaan klop het. Ek wil hê, ons moet vandag hoor, partykeer as ons seer kry of down is of af is, dan is dit nie altyd die hoogheiligste pastoor Rooijes, of die hoogheiligste paus, wat ons te redde kom nie. Hierdeur sê ek nou nie, as Stefan iets oorgekom het of almal, niemand het hom gehelp nie. Hoor gou mooi, my punt is nou, gaan nou oor, daar's mense wat op ons pad kom, wat nog nie 100% is. Op hierdie pad, hemel toe gaan ons nog nooit 100% wees in elk geval. Ons gaan eers die dag daar kom, en wat hulle hand uitsteek en sê, hier is ek. Ek weet hoe jy voel. En dis reeds die ou wat nog uit die sonde uitkom, wat weet hoe 'n ander een voel, as die ander. En dis vir my mooi. Ek wil sê, ek het jare terug al gesê, daar moet kampe wees vir pastore, bedienaars, evangeliste, vir profete. Hulle moet 'n bietjie 'n kamp bywoon. Weet jy hoe seer kry jy ou in die bediening? Jy kry seer wat jy jouself aandoen. Laat ons dit nou figure. En dan kry jy seer wat jy jou nie self aandoen nie. Dis taai partykeer in die bediening. Mense, ek gaan net vir julle sê Vrydag. Daar was niks seer wat ek gekry het nie, maar gaan julle net van een dag vertel. Ek en my vrou gaan in om die kleinkinders te gaan haal as die skool uitkom. Vra haar vandat ek hier ry, lei die foon. En elke persoon, of ek uitklim in die bus uit of inklim, dan lei die volgende ding. Ek kry nie dit afgehandel
waarvan 'n ou bel nie. Ek praat van 50 plus oproepe. Elkeen het seer. Ek kan nie aan elkeen genoeg aandag gee nie, want nou moet ek 'n Checkers koop. Mense sê maklik, gaan sit een kant. Ek het 'n vrou. Ons het ook families. Ek moet ook 'n sekere tyd daar wees om die kleinkinders op te tel. Ons moet ook groceries koop. En dan as jy vir iemand sê, bel net 'n bietjie later, is nou hulle toe. Net op daai ding, 3 polisie situasies. Dit gaan so. Tot die aand. En dan sal iemand bel en sê, jy het gesê jy sal my terugbel. Jy het my nou nog nie teruggebel nie. En dan sommer vloek. Ek was gevloek Vrydag. Ek wil vir julle sê, die bediening is partykeer 'n moeilike ding. Nee. Jou wat? Die bediening is 'n moeilike ding. Die bediening is 'n moeilike ding. As jy in 'n interview sit en 'n student steek sy hand op om te sê ek wil gou gaan piepie. Okay, maar as die nood roep, het die ou uit 'n nood. Uit 'n nood. En daarom moet hy ook in sy nood gehelp word. En dit is waarvoor 'n pastoor is, om almal hulle nood te help. Nou okay. Stefan, wat sal jy sê as 'n pastoor opslip? Ek sê nou 'n pastoor, evangelis, gewone Christen in elk geval ook. Maar kom ons hamer nou op 'n pastoor. As hy opslip, wat moet hy doen? Die stappe om weer healing te kry. Ek het in my tyd wat ek by 'n ander kerk was, het ek iemand gehad om wie ek accountability toegepas het. Wanneer 'n ou Kom ons noem net, jy moet na hom toe gaan. Jy kry dit baie keer, ons sê dit in kampe. Vat 2 mans, vat jou pel. En as jy wil, connect jou foon aan hom, jy wat pon kyk, dat hy kan sien, nie gaan jy op 'n ander site in. Accountability. Om vir jou te sê, nee, jy jag strooi aan. Die ou was ook 'n pastoor gewees en hy het 'n probleem met pornografie gehad en ek het 'n probleem met dwelms gehad. Verstaan net my verlede uit. En ons het ooreengekom dat wanneer daar enigstens 'n lus was vir of 'n drang was, 'n vertrek was na iets toe, dan sou ons by mekaar uitgekom het en ons sou daaroor gebid het en so aan. Tweedens dink ek by myself dat 'n ou as soos 'n selfoon wat aan 'n charger gekoppel is. Die oomblik wat jy jouself van die Here gaan uitplak en jy dink dat jy is op 'n goeie plek van sy woord gaan afwyk. Dit is waar jy die grootste fout in jou lewe gaan maak wanneer jy dink jy is reg, jy het genoeg skrif, want daardie woord is wat my uit daai donker gat uitgehaal het weer. Omdat hy gesê het, ek is na aan die wat gebroke harte het en se siele wat moeg is. Die wat hulle self, die wat my aanroep, ek sal hom hoor. So woord is kragtig. Van woord is kragtig en dit is wat my opgetel het. En ek het gedink dat sekere goed in my lewe wat ek dalk afgehandel het destyds, moes ek nou weer gaan sit het en ek moes self ondersoek gedoen het. Ek moes gesê, Here, wys vir my wat dit is, wat ek moet afknip, wat ek moet afsny, wat ek moet weggooi. Al maak dit my hoe seer, al vat dit my hoe lank. En ek het op een stuk gekom dat ek in so donkerte was in my lewe, dat ek geen lig rondom my gesien het, niks, ek kon nie, dat ek jou wou bel het en gesê het, ek is klaar, ek is jammer, ek sien nie kans om van hier af weer op te kom nie. En ek lees daar die skrif in Psalm 119 wat sê, my woord is 'n lamp vir jou voete. En 'n lig vir my pad. En ek kry myself op 'n stuk wat ek sê, visser, nou is waar jy afskud. Al maak dit hoe seer, al vat dit wat, al kos dit wat, maak nie saak wat nie. Jy gaan nou jou kop deurdruk. Jy gaan nou laat Christus jou optel. Ek wil graag hê, Talisa, jy moet gou vir my 'n foto opsit. En daardie aand, daai enetjie van die klop, as jy mooi kan sien daarso, Here deel met my daardie aand. Sorry, vergewe my, sit daai kamera op my struis.
'n man wat aan 'n bordeel se deur gaan klop. Hou hom onder. 'n Man wat aan 'n bordeel se deur gaan klop, is eintlik op soek na die Here. So is elkeen van ons wat hardloop na iets toe, te soeke na iets, smag na iets, net vir daardie quick fix, vir 'n oomblik in swakheid, wanneer jy gaan klop aan 'n deur wat jy nie moet nie, gaan daardie gat net vir een oomblik gevul word, dan maak jy vir jouself soveel moeilikheid, en jy maak dit vir jouself so moeilik, om jouself weer op te bou. Wanneer jy net moes ingebly het, ingeplak gewees het by die Here. Want hier sê ek dit nou vir jou, dit gaan nie oor dit wat 'n pastoor vir jou gesê het nie, jou ouers nie, jou Heidelbergse katekismes nie, niks nie, nie jou onderwysers nie, niemand anders gaan jou in die hemel kan kry, behalwe jouself nie, en daar is genade, net vir die tydperk wat daar is, want jy weet nie, sterf jy dalk net daardie oomblik, wat jy besluit het om terug te draai, en dan daardie deur te gaan klop, terwyl jy leeg was, met net die leemte, wat Christus alleen kan vul nie. Amen, kom sit so 'n bietjie. Ek wil jou nie eintlik nou gestop het nie. Ek sit te kyk nou hierso baie vrae en goed wat ons wil bespreek, dit sal daar aangaan, en ons moet nou begin land, die boeing, maar, ek wil so 'n bietjie bylas wat daar is. Christen is jy strooi aangejaag het. Pastoor is jy strooi aangejaag het. Die eerste ding is bely. Gaan in jou binnekamer en bely dit voor God. Opreg. Nie omdat jy nie nood is nie, nie omdat jy uitgevang is nie, nie omdat jy moet dit bely om jou job terug te kry nie. Jy bely omdat jy jammer is. En jy sê vir God jammer. Met 'n berouvolle hart. Tweedens, doen jy wat die tollenaar gedoen het. Jy gaan na die mense toe terug wat jy seer gemaak het. Jy vra vergifnis. En nou wil ek iets aanlas. Moenie as jy daar wegstap en jy het vergifnis gevra waar jy seer gemaak het, soos die tollenaar, en jy stap weg. Jy's nou okay, want jy het in jou binnekamer nou met God gepraat. Daai mense is nie te sê hulle is dadelik okay nie. En dit moet ek en jy verstaan. En dit is waar Christene baie keer opslip. Ek het dan verskoning gevra, nou sit hulle sê, nee. Jy gaan nie beskuldigings gooi nie. Jy gaan sê, ek het die fout gemaak, ek gaan nog die pad stap, totdat daardie mense ook healing het. Verstaan jy? Wat ek sê? Nou wil ek by jou kom. So jy bely voor God, jy bely voor die mense. En dan moet jy weet, as jy in die bediening is, en is elke 3de maand wat jy val, dan kan jy maar die bediening toemaak. Yes. Ek is iemand wat sê, almal het kanse, en jy het klomp kanse. In die bediening, het jy nie elke 3 maande kanse nie. Amen. Hoor my baie mooi. Niemand gaan na jou luister. Ek gaan 'n ou se naam aanhaal, Jimmy Swaggart. Ek weet nie of Donnie Swaggart gaan kyk nie, en my verstaan in Afrikaans nie, so ek gaan ook nie lelik van hom praat nie. Ek het vanoggend weer na sy liedjie geluister en ek smaak dit. You won't leave here like you came, in Jesus' name. Lame, sick, of wat? Jy gaan nie huis toe, soos jy gekom het nie. En pastore se kerke moet so wees, as iemand huis toe gaan, dieselfde as wat hy gekom het, is daar fout met jou binnekamerverhouding. Maar okay. Jimmy Swaggart het opgeslip. Ek weet nou nie watter jare, of hoe oud was hy nie. Ek dink 2 keer. Hy het opgeslip, ek dink hy het nou 90 jarige ouderdom gesterf, of in die 90s. Maar hier in 20s het hy by 'n prostituut gekuier. Die dag met Jimmy se begrafnis, na 70 jaar, moet julle die gaan kyk het. Mense wat nie eers 20 jaar oud, 30 jaar, 40 jaar oud is, hulle het eers gelewe daai tyd toe hy die fout gemaak het. Het goed gesit soos, ja, die oreerder is nou dood. Ja, hy het gehoor. Ek wil vandag vir julle sê, ek kyk hierdie week en ek wil daarby uitkom. Ek dink tog, ek gaan die naam noem. Nie die ou wat die opgeslip het, van wie hulle praat. Ek en jy moet besluit, wat is my en jou saak? Ek en jy kan nie in elke saak wees nie.
Ek hou van Christen politiek. Maar as ek elke dag moet by water wees wat verkeerd in die riviere inloop, en ek moet by alle elektrisiteit wees in die land, en ek moet by alle potholes wees, en ek moet die kerk laat oophou, luister hier, ek sal nie by alles kan uitkom nie. Pick your fights, so het hom Engels vir my gesê. Pick your fights. Mense sê altyd vir my, soos gister. Nou wat van porn en drugs en rook? Hoekom altyd oor drank praat? Ek mag nie dit sê nie, maar dit smaak, ek kan sê, jou aap. Ons praat nou oor drank, nie oor sigarette nie. Bly by die punt. Maar ek sal nie dit sê nie, want God het jou mooi gemaak en evolusie bestaan nie, so jy is nie 'n aap nie, jy gedra jou net soos 'n aap. OK. Nou, kom ons vat dit nou verder. Wat ek wil sê daaroor, ons moet besop, ek was 'n ou. Julle moet my eerste 2 jaar in die bediening geken het. As ek moet preek die oggend in Bigginsfield in my gemeente, en iemand kom stap in, en ek kan maar sy naam noem, want hy ken dit. Ek is baie lief vir hom. Ek was soepet om so sleg van hom te praat. Ek vra sommer weer om verskoning. Hansie Smit, en ek hoop jy kyk, 'n pragtige ou. Step Over the Line Ministries. Pragtige pastoor. Maar ek was 'n jong verwaande pastoortjie en ek het gedink ek het gearriveer en hy's al lank in die tand. En as hulle inkom stap by my, die wat by hom nou seer gekry het, Kwanseis, wat nooit seer gekry het, die man. Hulle is net vir hulle eie ek. En 5 minute voor my preek sê hulle iets oor Hansie Smit. Hansie, sorry ek bespreek jou, maar as 'n top ou, julle kan maar na hom toe gaan. Maar hoor gou, dan vlieg ek op die preekstoel en ek vergeet my preek wat God in die binnekamer gegee het en ek is vol Hansie Smit en ek gaan net oor hom te kere. Tot ek eendag voor 'n gehoor gestaan het, Isak Burger was ook daar almal, en die mic gevat het, dink amper 3000 mense was daar, en gesê het, ek is jammer Hansie, dat ek my mond altyd oor jou vol het. Hou op, konsentreer op iemand en konsentreer op Jesus. Amen. Ek praat nie van Toko Makwanzane, wat nou die kerk wil toemaak nie. Jy moet haar naam noem, jy moet haar openbaar, jy moet vir mense sê, hoor hier. Maar as jy 'n podcast het, om alle valse pastore uithaal, ek kyk nie daai gemors van sulke mense nie. Ek maak nie my lewe vol, want ek sê nou vir jou, ek kan elkeen van julle hier vat. En ek sal 'n uur negatief oor jou kan praat. En so sal julle oor my 6 ure negatief kan praat. Ons almal kan mekaar afbreek. Verstaan? Nou dink ek vanoggend, die ou wat die podcast het om die valse pastore uit te haal, hy is in elk geval valser as die ander, self. Volgende Woensdag moet hy nou 'n podcast hê. En hy het nou nie 'n valse pastoor nie, so hy moet iemand fabriseer. Hy moet iemand maak. Nou hier is so baie goed wat ek nou wil oor praat. So vergewe my net, ons kom nou terug na jou toe. Ek wil net so oor 'n paar goed praat. En ek wil net sê, mense, maak seker, moenie soos ek my eerste 2 jaar in my bediening lope afbreek nie. Hoor my mooi, jy kan nie oor abortus stil bly nie, jy moet dit aanspreek. Jy kan nie oor drank stil bly nie, jy moet dit aanspreek. Jy moet vrymeselaarry aanspreek, maar jy kan nie elke dag op jou Facebook vir 365 dae net oor vrymeselaarry praat nie. Julle hoor wat ek sê. En dan as daar 'n pastoor opslip, en hy's in jou omgewing, en hy jaag regtig strooi, en kom ons sê, dis 'n pastoor en jy het bewyse, hy kuier by minderjarige kinders, dan moet jy dit aanspreek. En jy moet dit openbaar, as jy bewyse het. Maar hoor stories oor pastore en profete en almal, hou jou mond as jy nie weet nie. Ek het gelike, dat ek maar my sondes vertel, om te sê, Benny Hinn, vra $30,000, as jy saam met hom op die verhoog wil sit. Daar het hier so 'n storie bestaan nie. Ek het dit gehoor, 'n sitkamer storie, en ek het dit verder gedryf.
en ek het vir Benny Hinn sleg gemaak. En wie sê nie miskien, 'n sondaar het voor die TV gesit, en hy wou na Benny Hinn kyk, en hy het Roy se woorde gehoor, Benny Hinn is vals, en hy het oorgeskakel, en die week daarna gesterf, en nooit tot redding gekom het. Pas op wat ons sê. En dit is wat ek wil afsluit met. Hier in die nuus is die laaste tyd nou verskriklik van hierdie mega pastoor wat geskei is en dit. Ek kan ook foute gaan uithaal. Ek kan vir jou in 'n halfuur klomp foute uithaal en hy sal by my 60 foute uithaal. Maar hoor gou mooi, nou sien ek een ou wat baie prominent is, klim op en hy noem die pastoor se naam en hy sê hy's 'n aap. En ek dink by myself, wat doen jy? Hier was 'n student by ons. Wat oor hy selfde pastoor het ek hom gewaarsku nie 1 maal nie 10 maal nie, meermale gesê, hou op saam met die joernalis van 'n rapport loop en hierdie pastoor probeer afbreek. Hierdie pastoor het miskien 'n fout gehad met 'n egskeiding en hy het dit probeer interne oplos. As Stefan 'n fout gehad het in my bediening, hardloop ek mos nie sosiale media toe en ek vertel vir almal, ek gaan nou vir Stefan uitsort. Is ons reg? Ons sorteer dit mos by onsself uit. Nou kom 'n storie in die koerant, die pastoor het geskei. Dis nie my en jou besigheid nie. Ek en my vrou wil 12 keer al geskei het. Ek bly liewerster daar uit, want dit gaan nou verskriklik lekker met my en my blommetjie. Of my kaktusplantjie. En daarom, ek gaan nie sulke uitsprake maak nie. Want môre, daar staan ons in die skeihof, oor wat ek saai maai ek. Hoor gou mense. En die ou wat hier was, wat sy mond so vol was, uit na 'n ander land toe gegaan vir sendingwerk, en ek het gesê, ek stuur jou nie uit nie. Ek bless jou nie. En jy moet vrykom oor hierdie, wat jy 'n manie het, jy's nie meer oor Jesus nie, jy's net oor hierdie pastoor. En hy het homself gaan ophang in hierdie ander land. Ek het dikwels gesien, as jou mond vol is van ander, my mond was al baie vol van ander. Ek het by myself die streep getrek. As ek sien hierdie ding bedreig die Christendom, en ek het bewyse, dan sal ek dit openbaar. Verder bly ek by dit weg. Dit het niks met my te doen nie. Kyk hierdie mense wat byvoorbeeld sê, ons slaan nie mense. Hulle was reg, 2016 het ek jou geklap. Verstaan? Maar ons loop het klap nie net hierdie. Maar die feit is, of Roy is het slawe. Hulle is seker reg. Hulle moet miskien net kom 'n week saam kom kuier. En dan sien iemand moet die slawe kos gee. Hulle moet miskien saam kom kuier en ons miskien ons bankboeke oopmaak en sien dat uit die 40 slawe uit 35 nie betaal nie. Niks op julle nie, hoor. Julle hoef niks sleg te voel nie. Ek wil mense adresseer daar buite. Verstaan julle? Wat kyk jy nou so terug? Wat kyk Jandro agtertoe? Ja, hy dink ek praat met iemand daar. Okay, Jandro is maar so. Okay, hoor gou mooi. Mense, kom ek en jy, pas op wat ons sê. Maar nou moet ons by die punt kom. Hierso. Kyk toe ek en jy opsit. Ons advertensie. Okay. Ons stuur want ons wil mense lok. En wanneer hierdie podcast uitkom, is ons 'n podcast. Dan gaan ons dit beslis. Mos nou adverteer en dit gaan Mense het gedink ons gaan letterlik beklei. Ewen Fred se vriend Fred het gedink ek en jy gaan vuislaan. En daar's mense wat gesê het dat jy sal verloor. Nee, hulle het gesê ek gaan wen. Maar okay, kom ons los dit nou daar. Kom ons kom 'n bietjie by 'n ander ding. Die nagmaal. Stefan, en ek sê dit nou vir jou, nou kap ek jou, maar ek is baie skuldig al en baie mense is hier skuldig. Jy doen baie meer as wat baie doen. Daar's mense wat sonde doen en dit vir hulle self doen. En dan doen hulle daai sonde oor en oor en oor omdat hulle nooit bely nie en oopkom met dit nie. Weet julle wat? En nou gaan julle van julle vrek skrik. 33 jaar terug. Ek is iemand wat regtig
Die Here het my vrygemaak. Ek sukkel nie met welis nie. En ek challenge nie die duiwel of iets nie, dat ek nou wil. Die Here is vir my goed, dat ek nooit porn wil kyk nie, want dis 'n lelike verslawendheid, en ek sal nie sommer, nie sommer nie, ek sal nie vroumense kyk met ander gedaan. In daardie gebied is ek nou weer goed. Partykeer as ek rugby kyk, en die bier loop so oor op 'n Saterdagmiddag wat dit nou baie warm is, op die TV, dan smaak het ek hier die TV op. So, ons almal het maar ons challenges. Maar weet julle, kan ek vir julle gou sê, hoekom het ek, glo ek, by welis, heel oorwinning gekry. Ek is 'n maand bekeer. Ek werk met 'n vrou, 'n baie pragtige vrou, alleen in 'n kantoor. Deur is toe. Ek wonder of ek nie nou moet sê vervolg nie, dan gaan die mense beslis volgende week kyk. Maar okay, en ek werk met hierdie vrou alleen. Point 1, fout. Jy kry nie vir jou 'n prayer partner van 'n ander geslag nie. En jy sny jou vrou en jou man uit nie. Daar's te veel sulke huwelike al gebeur, en ek hoor daai huwelike aan die ander kant is alweer uit mekaar uit van daai prayer partners. Ja, 'n statement, want dit gaan van 'n prayer partner na 'n pair partner toe. Dis jy stel hom reg. Ek bedoel, jy het al oorgekom dat pastoor se seun by jou, kom ons sê nou maar by jou gulkuier. En weet jy wat? Ek kan sê hy pastoor se skuld nie. Dis daai ouetjie se skuld. Maar wie hoe seer moet jy in 'n kerk kry? As jy 'n pastoor daar is, hierdie swaaltjie geniet vir ons. Los die swaaltjie rustig, dat hy maar aangaan hier. Hy kan so af en toe sy opwagting hier deur die TV maak. Okay. Sê vir my, een ding moet ek ook gou bylas voordat ek hier aangaan met my storie, en dan gaan ons afsluit. Hoekom mense ook val, tweede en derde keer? Hulle deel nie met die wortels ordentlik nie. Sê gou iets. Ek het net daarbo gesit en jy het my gevra, ons het gepraat of ek vry is. Dat ek myself verwonder of ek regtig vry is van alles af. Ek moes gaan regtig diep onder. Nou nie nou nie, tyd terug, maar jou woorde was, toe ek sê 2016, toe praat ons oor 'n geval, toe sê ek, was jy toe al vry, toe sê, is ek regtig nou al vry? Korrek, dis korrek. En ek dink 'n ou is baie keer geneig om dinge vir jouself te hou, of dinge binne in jou te hou, wat gebeur het, want ek het daardie onvergewingsgesindheid nie daarmee gedeel nie. En ek dink dit was 'n wortel wat geskiet het toe. Want onthou, daar waar jy geplant is, op die einde van die dag, dit is die vrug wat jy gaan dra. Wanneer jy by Christus geplant is, sal jy sy vrugte dra. Maar wanneer jy by onvergewingsgesindheid geplant is, gaan jy daai vrug skiet. En dis waar die sonde begin het. So, gaan sit in jou binnekamer en deel. En kry iemand, Jakobus die laaste hoofstuk sê, bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Nou wil ek net hierdie storie vertel. 2 kantore van my vrou af, in die polisie, ek was nog in die dragsquad. Ek is 'n maand gered, ek weet nie hoe werk duiweluitdrywing nie, pas op as jy goed nie weet nie, en alleen sit met 'n ander geslag. En ek sit ver van hierdie vrou af. Die volgende oomblik vat 'n mag my oor. Hoor gou mooi mense, nie net 'n welis mag, of ek voel net, ek wil aanlê by hierdie vrou nie. Ek voel duidelik, ek gaan hierdie vrou verkrag. Ek hou nie my goed terug, die mense, jy wat wil gaan skinder oor my, 33 jaar terug gebeur, gaan skinder. Ek gaan hemel toe. Ek is op pad hemel toe. En ek voel by myself, ek gaan hierdie vrou verkrag. Dis nie eers, ek gaan 'n date maak, ons gaan mekaar môre aan skelm sien, ek gaan hierdie vrou verkrag. Ek kan vir julle sê, ek het een keer in my lewe gevoel, hoe 'n verkragter voel. En dis baie gevaarlik. Hy gaan vir die daad. Dadelik. Ek was 'n polisieman. In 'n polisiekantoor sit ek. En ek staan op. Dank God dat ek al aan Jesus behoort het. En die helfte van my hart roep uit, ek moet gehelp word. Die helfte sê verkrag. Daarom moet ons hart sy oë deurkruis die aarde en soek die harte wat
verdeeld op hom gerig is. Nie oor die ou wat vanoggend nie wou getuig nie, maar as jy nog nie wil getuig nie, is jy nie vry nie. En dan moet jy nou by 'n punt kom wat jy vrykom. Niemand kan iemand hier vry kry nie. Niemand. Hier's mense wat deur die week met my gepraat het, hoe wil hulle gaan en saam gaan bly? Ja, gaan man en gaan oreer, gaan mors, en gaan in die graf aan en dood, dis wat ek net vir jou kan sê, want as jy so arrogant is, vir my wat jou beraader is te sê, ek gaan, en ek gaan oreer, ek gaan God nie volg nie, dis wat jy sê, Jesus moet een kant bly, ek gaan oreer, en dis nogal met 'n meisiekind wat al hier was en verskriklik hoogheilig is. Ek is so dik vir godsdiens. Mense wat met hulle koppe daarbo loop, hoe dien hulle die Here, maar hulle hart is ver van God af. Maar hoor gou hier, en my hart roep uit, en ek loop verby die deur, en die helfte wat uitroep na God toe, gryp ek die deurhendel en ek ruk hom op, en ek skree, Stella! Jy's toe al kaptein, majoor, wat? Ja, maar jy was toe al offisier. En ek roep, ja, dik ding, ja. Hoor wat sê, jy was 'n dik ding, maar in die polisie. En hoor gou, die volgende oomblik roep ek uit, Stella! En toe Stella aankom, staan ek voor hierdie vrou. Sy sê, wat is dit? Ek sê, ek wil die vrou verkrag. Van daai dag af het ek oorwinning. So oorwinning, want die duiwel het gesien ek openbaar hom. As jy jou sondes binne in jou hou, en jy vertel nie jou vrou met wat jy suffer nie, en jy vertel nie vir ander wat jy mee suffer nie, gaan jy weer oortree. Jy moet oopkom en ooploop. Vandag, kyk, ek het baie foute, maar daar's een ding. Ek is nie met moedswillige sondes deur mekaar nie. Ek sê hierdie week vir mense wat my op podcast te bespreek. Ek lag so. Die een ou sê vir die ander ou, vir die dominee, terwyl hulle my bespreek en daarna oor valse profete praat, opwees is dit mos nou ek ook, maar hulle bespreek my oor die val. Ons gaan die volgende ding hier, gaan ons 'n bietjie praat oor val. So, houd op. Hoekom val mense in kerke? Ons gaan daaroor praat. Is dit skrif? Is dit nie skrif nie? Maar terwyl hulle ons bespreek, vir my bespreek, sê die een nogal vir die ander een. En ek dink hierdie ouetjie kan 'n baie goeie bediening hê. As hy sy hart met Jesus reg kry en binnekamer verhouding hê, maar ongelukkig breek hy nou net af. En hy sê, eintlik is ons baie slap gees, sê hy. Slap agterin. Daai manne loop in Oekraïne rond en red mense en ek en jy sit te bespreek hulle hier. Hy het nogal 'n punt beet gehad. Hy bel my, of ek het hom laat bel, hy bel my, net om vir julle te sê wat volgende week gaan gebeur, as ons daaroor praat, weer so interview. Hy bel my en hy sê vir my, en ek verduidelik hom, Markus 9, raak jou soos 'n dooie toe Jesus die duiwel uitdryf. Johannes op Patmos het neergeval. Daniel kan op sy voete nie bly staan nie. Toe Salomo die tempel open, kan hulle nie op hulle voete staan nie, weens die heerlikheid van God. Sy pa sê die week vir my, ek hoor wat jy sê, Royes, maar is dit Bybels? Ek sê, hoor gou hier, en ek gee weer vir hom al die skrifte. Hy sê, ek hoor wat jy sê, maar is dit Bybels? Hoe help jy so mense reg? Ok, maar dit later. As dit voorheen in my lewe was, het ek hierdie mense bespreek en ek het hulle sleg gemaak. Maar wat sal dit van ons maak? Moet ek en jy nie maar ons oë op Jesus hou? En 'n bietjie oplag. Ek het die ouetjie jammer gekry, want ek sien hy gaan 'n seun raak, wat 'n baie goeie bediening gaan hê. So ek het liewerster vir hom begin bid, dat hy daar uitkom, en die liefde van Jesus ondervind. En liewerster mense wat dan vals is, gaan sien volgens Matteus 18, en hulle ophelp. Want Matteus 18 sê, jy gaan sien eers iemand, en daarna vat jy hom na die ouderlinge toe, en daarna na die gemeente toe. So jy hardloop nie podcast toe, en Facebook toe met iemand,
voordat jy nie self, behalwe as jy geld kan kry. Behalwe as jy geld kan kry. My vrou kry nogal 'n goeie woord, terwyl ons vir hierdie ouetjie bid. Wie het jou as regter aangestel? Oor God se kinders, om te besluit. En weet jy, dit het my ook maar net weer aangeraak, want ek gaan ook baie keer maar oor die lyn. Wie het ek en jou as regter aangestel oor God se kinders? Kom ek en jy gaan tel hulle liewerster op. Nou, ek wil iets afkondig. Bedienaars daar buite wat seer gekry het. Ek wil vir julle 'n mobiele kamp hou. Ek gaan nie meer as 10 op 'n slag vat nie. Die eerste een wat my bel, maak ek die datum mee vas. So al bel jy oor 10 jaar, of 2 jaar, of 3 jaar, jy kan maar bel. Daar sal altyd 'n kampdatum wees, 'n mobiele kamp. Om ek vertel gou hoe werk dit. Jy bel my, die oomblik as ek en jy datums vasgemaak het, ek en die eerste pastoor, of jy het geval, of jy het seer gekry, of wat ook al. Jy moet net jou sonde kan besef. Of jy is deur 'n egskeiding, of jy het niks fout gedoen nie, jy het net seer gekry. Ek wil regtig daar wees vir julle. Hoor gou wat moet gebeur. Ek het pak gekry nou die dag. Oor daai ander man wat die datum gesê het van die wegrapping. Ek het hom openbaar en daarna, na 'n vergifnis gevra, toe het ek hom weer opgetel. En dis mos hoe dit hoor. En toe het ek pak gekry, ek mag nie daai ou help, hy moet nou verlore gaan. Hoor gou mooi. Die eerste een wat my bel, maak as 'n datum en dan adverteer ek dit. Dan kan nog 9 klim. Pastore wat seer gekry het, of jy geval het. Jy was nou die 'n pastoor 40 jaar oud. Hy's op tik. Hy groet my pastoor so en so, ek sê, wow, nee, jy's nou eers 'n tik op. Na jy bely het, en weer reg herstel is jy weer 'n pastoor. Ons moet eers by daai punt kom. Moenie na my toe kom as jy wil self regverdig wees nie. Maar ek wil jou oplaai, ons gaan hier tyd spandeer, ons gaan 'n bietjie rondry, ons gaan evangelisasie doen. Net vir 4 dae. So, stoor daar buite wat sukkel, hulle bedienings is onder, hulle kry nie hulle bedienings aan die gang nie. Bel my, ek maak met jou 'n datum, en dan kan die ander ook opklim, en dan doen ons dit. Nou, laaste woord van jou af. Van my af. Nee, van die ou langs jou af. Nee. Ek dink wat ek uit hierdie laaste tydperk uitgeleer het, en ek dink wat ons elkeen moet besef is, dat wanneer jy op die laagste plek van jou lewe is om, dan moet jy God die hoogste posisie daar gee. Amen. En wanneer jy in die donkerste van tye is, moet jy besef dat altyd sal die lig rondom jou wees. Dit is dieselfde wat Paulus sukkel met die Romeinse mense, want hulle is besig om vas te hou aan die besnydenis, en hulle is besig om vas te hou aan die wet, want Paulus is eintlik om met hulle te probeer praat, is dat, kykie boys, die change moet eintlik van binne afkom, en ek kan op 'n platform staan vandag en sê dat die change van binne af kan kom, en dan kan ek af van hierdie platform afklim, en gaan myself besig hou met goeders, wat nie van die Here af is nie. Dan is ek stryd op pad hel toe. Hoor gou mooi. Daar's net een persoon in hierdie leeftyd wat ek en jy gaan nodig hê en nodig het om daardie leemte vol te maak. Maak nie saak watter diepte gat, maak nie saak watter siekte, maak nie saak watter verslawing, maak nie saak watter haat, watter ook al jy mee sit in jou lewe nie, wanneer jy nie luister na wat hy vir jou sê en die change nie van binne af inkom nie. Dan kan ons maar beweeg en ons kan maar net hierso bly sit vir die res van ons lewens, want ons is vet gevoer en ons kry lekker en ons beweeg aan met ons sondes. En ek bely vandag om te sê dat ek sê, Here, mag wanneer daar ook al weer iets kom in my lewe, dat ek kies om moedswillig iets te doen, mag U wie God is met my deel. Amen. Okay, ja, stop. Om net daar, want nou net gaan se slagpaal hê. Okay. As jy dit sê. Okay. Ek wil julle pastore daar buite challenge. En dit is iets wat ek ook moet doen.
as ek as 'n student hier by ons inkom, ek wil almal evangeliste hê. En ek sukkel met daai ding. Kort moet ek vir myself sê, rooi is, hierdie ouetjie gaan nie evangelis raak nie. Hy sal miskien 'n pastor word, hy sal miskien 'n berading word, of hy sal 'n apostel word. Maar hy gaan nie 'n evangelis word nie. Omdat ek sterk is in die evangelistiese bediening in Jesus, nie ek sterk nie, die Heilige Gees. Voel ek, almal moet op die straat uitgaan, soos ek 'n visser, klankstel opslaan, jy gaan nog nie huis toe nie, sit net rustig. Lyk vir die blok raak warm vir jou. Maar okay, jy gaan, voel ek, almal moet daar buite staan en skree oor 'n mic. Nee, almal is dit nie. Ek moet kort eers afkom weer, en besef, wow, die ander ou, is meer sterker in admin. Die ander ou, maar deur admin sal hy mense by die Here kry. Hierdie week het ek gewerk met 'n ouetjie, en hy gaan sy goed uitbring, oor, hy skryf games van die Bybel af. En hy's nie 'n ouetjie wat, sy pa sê gisterand, hy kan nie praat nie. Maar hy gaan Bybelgames daar stel. Elkeen van ons kan iets doen vir Christus. As niemand wat nie iets kan doen nie. Dit moet ons baie mooi besef. Almal is nie. En nou moet ek en jy verskillende mense akkommodeer. Ek sê altyd, en ek gaan Ulrike se naam noem, ons soek mense hier wat ingeskryf is, hulle moet by hulle volle verstand wees, en hulle moet weet wat hulle doen, en ek wil hulle ou oplei vir sending. Dis my bediening. Nou vra mense vir my, maar daai en daai een, dan sê ek, weet jy wat, dit is so goed dat hulle hier is. Want die pastore wat hier opgelei word, en hier uitgaan na 3 jaar, kry iemand miskien daar, toe maar, is nou, gooi hom weer, ek sien, sy is so ongemaklik met daai nuus, nou, kom ons gee vir Esna 'n klap, laat sy hom weer gooi, amen. Hoor gou, daar's 'n voorbeeld nou. Ek kan nou kies om verskriklik aan te gaan, Esna, jy sorg nou, laat my editor alles moet uitsny en ek moet van voor af begin. Of ons kan iets daarvan maak. Ek sê baie, eendag gaan jy 'n gemeente hê. En dan gaan daar 'n ouetjie wees wat net nie inpas by jou gemeente nie. En dan gaan jy agterkom, sorry, dis 'n Rikus. Sorry Rikus, ek is so lief vir jou, daarom gebruik ek jou naam. Dis 'n Rikus. Dankie dat ek in 'n skool was waar ek 'n Rikus ontmoet het. Nou weet ek hoe om met hom te werk. Daarom is dit so belangrik dat ons verskillende karaktermense moet ontwerp. Ek en jy moet nie iemand misag wat nie kan praat nie of wat te hard praat. Kyk toe ek nou die aand milies aflaai. Regtig na 'n uur. Toe smaak het ek al by trok klim in milies en hierdie ou se mond druk en sê nou bly jy net stil. Wie is dit nou? Jy kan jou mic nog by jou. Maar hoor gou mooi, ek sit daar en ek sê vir Henry wat by my is, ons moet God dank dat ons deur die nag kan wakker bly. En iemand het wat die mense se moraal hoog hou. Ek en jy moet net gaan stil sit en 'n ding uit 'n ander lig uitkyk. Ek is ou wat vinnig reageer. En ek maak baie foute nou. Ek bely dit nou. Ek is super ongeskik op 'n foon partytjie. Ek bely dit. Soos nou, Vrydag, vat jy 30 oproepe. En die een na die ander. Vat jy dit, en wie is jy, hierdie wat my wil judge, gaan sit jy 'n bietjie. Dis maklik om te sit agter 'n kantoortafel en dit uit te ran. Dis 'n ander ding om te ry, en nou moet jy hardloop so toe, jy moet hierdie ding optel, daai ou bel, daai part weer, daai ding. Maar hoor gou mooi, die nommer 29ste wat my bel, hy weet nie ek suffer nie. Ek kan nie op hom dit uithaal nie. Ja, stuur jou e-mail nie. Hoor jy wat ek sê? Soos nie net altyd gaan drank gebruik nie. Dis ook die vrug van die Gees. Ag, sê hulle asseblief, dit maak my nou sommer, as sy so grin op haar kry, en sy kry nou lekker, dat die Heilige Gees my tot hier gelei het oor daai nou. Kyk na jouself. Hulle sê die saad van die woord bring voort die vrug van die Gees. Wat, het jy iets te sê voor ons afsluit oor my vrou? As ek eerlik moet sê, dood eerlik,
Ek is nog nooit in my lewe so bang vir iemand gewees nie, nog nooit. Ek weet nie wat dit is, hoor gou mooi, verstaan my mooi, Is dit iets in jou? 'n reverence. Dit is daai, as hulle sê jy moet 'n vrees hê vir die Here, dit is nie daai bang van, dit is Dissipline bang. Die vrou het gesag, jong. Ja, dissipline Ja, bang. ek en bang, Ja, en bang. ja. Ja, ek moet een ding sê en daarvoor moet ek my vrou bedank. Sy laat nie 'n matras hier rondgegooi word in die reën ingemors word, want dit is God se goed. Sy laat nie laat 'n gordyn en wat is die goed tafeldoeke nie. En daarvoor wil ek my vrou bedank. En dis ook 'n ding wat ek nou kan sê. Elkeen het sy afdelings. En as almal maar op hulle afdelings was, so, dan sal dit nog beter gaan. So ek wil vandag dankie sê, ons het lekker gesels, daar's so baie goed, wat ons nog kan aanraak. Ek as evangelis wil hom ten minste iets aanraak. Hierdie Jesus, wat sy bloed vloei vir ons, wat vir jou so lief het, bly stil, terwyl ek praat. Maar, wat Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun, het hy gestuur, vir my en jou. Hierdie spreek net van liefde. Jesus is 'n bondel liefde. Ek lei dit af in Matteus waar hy sê, ek dink is Matteus, en hy moes op 'n oorhangende rots gaan staan. Ek dink dis waar die preekstoel begin het. Hy moes op 'n oorhangende rots gaan staan, dat daar 'n spasie is tussen hom en die mense. Daai deel raak my altyd aan, het julle dit al raak gelees? Want die kindertjies is soos 'n magneet deur sy liefde getrek. 5000 mans wat daar sit, en klomp kinders en vrouens, Jesus sal nie kan gepreek het, hy is op kort omgeval het, want hulle sal hom so verdring. Want die kindertjies word getrek deur hy Jesus liefde. Toe gaan staan hy op 'n oorhangende rots, laat hulle net nie by hom uitkom nie. Dis hoekom hy een keer ook op 'n bootjie geklim het. En hulle het hom net so eentjie ingestoot op Getsemane. Dit staan alles hierdie is daai goedjies in die Bybel wat jy moet lees, wat so dierbaar is. Dis liefde, dat hy op 'n bootjie moet gaan sit het, en so 10 meter ingestoot word, en daarvan af preek. Want, hy sou nie kan staan nie, want almal wil aan hom vat, almal wil hom aanraak, want hy is so vol liefde. Hy is so vol liefde. Hy het jou so lief, Drak Edik. Dranker, hy het jou so lief. Hoereerder, pondkyker, hy het jou so lief. En ek haal sy woorde aan, wat hy self hier sê. So sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Jesus praat self hier, daardie liefdesbol praat hier. So sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die engele sal uitgegaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Hy sê nie hulle gaan na my toe kom en ek gaan hulle genade gee nie. In die vuuroond gooi, daar sal geween wees en 'n geknars van die tande. Ek hou vir jou 2 goed voor. Hy's vol liefde. As jou kus sak, is daar 'n ander storie. Jy moet kies voor die graf. Hierdie mense, dis waar om te sê, as jy val, kan jy weer opstaan. Dis waar. Pas op om so evangelie permanent te gaan verkondig. Jy kan maar val. Ek gaan liewerster preek, jy moet opstaan. En bly staan. Hoor gou mense, waar is jou Christenskap? As jy in 'n environment hier is, en jy gaan huis toe, en jy gaan gebruik dwelms binne 'n week. Kom ons gee net aandag hier. En jy gaan gebruik dwelms binne 'n week. Waar is jou Christenskap? Ek maak die stelling, as jy 'n maand hier was of 3 jaar by School of Fire, en jy gaan gebruik weer goed en jy gaan van die pad af, was jy nooit by Christus, jy was godsdienstig. Jy was 'n fariseer. Jy was vals op jou gesig.
Hoekom val 'n mens? Omdat jy die woord van God afskeep. Die plak uit die charts uittrek. Hoekom val 'n mens van te min aandag gee vir Jesus? Hoekom kyk 'n mens porn? Omdat jy nie in die Bybel kyk nie. Ek weet nou nie. So ek wil nie jou oordeel nie, maar wragtig. Hoe kry 'n mens Bybel gelees en porn gekyk? Voel jy nie op 'n kol? Voel jy net genade? Jy moet nie laat genade gaan jou nie hemel toe vat so nie, hoor. Genade is gegee vir die wat dit wil hê. Nie vir die wat dit wil mors nie. Gee jou nie lisensie om aan te hou. Hoeveel keer wil jy nog vir ander vroumense kyk? Hoeveel keer wil jy jou huwelik opdinges? Hoeveel keer gaan God jou nog 'n kans gee? Kom ons maak ons oë toe. Here, ek bid nou dat die Heilige Gees tussen ons sal beweeg, ook daar by die huis, en ons aanraak om te change. Here, ek is in 'n tweestryd hier, moet ek 'n uitnodiging maak. Maar dan dink ek weer, hier kom mense uit wat by Dinsdag weer van U vergeet het. By 3 maande maar weer na die Nigerian te loop en te koop. 'n verskriklike oomblik van 5 minute belewe, ek wil Jesus hê en daarna Jesus maar weer los. As niks fout met uitnodigings nie. En baie mense kom so by Christus uit. Maar ek wil jou vandag stuur. Gaan maak tyd vandag self met die Bybel. Praat self met God. En dan kyk ons of jy ernstig is. So daar is 'n uitnodiging. Jesus sê, sal jy voor vanaand 12 uur by my kom kuier? Ek wonder nou, hoeveel sal nou hier gestaan het met 'n uitnodiging? En hoeveel vat hierdie ander uitnodiging aan? Wat is, ek gaan hierdie ander uitnodiging aanvat. Ek gaan ook by hom gaan sit. Ek gaan ook by hom gaan kuier. Van dieselfde soos die water hier voorgeroer gaan word, sal hy vanaand roer, as ons die uitnodiging in ons binnekamer by hom doen. Hy is ontsettend lief vir jou. Maar wanneer jou kus sak, is hy steeds lief vir jou. Maar hy is ook lief vir sy woord. En hy eer sy woord. Jy kan nie van die hel af oorgeplaas word, hemel toe nie. Die keuse word nou gemaak. Amen. Ek wil weer 'n uitnodiging maak. Pastore, evangeliste, of jy het nog nooit in die bediening gekom, jy wil baie graag in die bediening inkom, jy weet nie hoe nie, of jy het seer gekry, of jy's die oorsaak van die seer kry, of wat ook al. Moet net, ek soek nie arrogantes nie. Ek soek mense wat kom met 'n nederige hart. Jy bel my, sê Roy, ek soek een van daai bewegende kampe. Ek is 'n pastoor. Die oomblik as ek en jy 'n datum vasgemaak het, adverteer ons dit, ons laai nog 9 mense op. Ons ry met die bus, net om vir jou te sê, en 'n bakkie. Studente ry lekker, so van hulle by ons, en van hulle op die bakkie. En hulle ry en hulle slat vir ons op, ons hou potjie kos, ons hou braaie, en ons gaan nie in 'n saal sit te gesels nie. Ons gaan nie agter 'n lesenaar bedien nie, maar ons gaan rondom die vuur mekaar bedien. Ek sien sommer uit na so kuier, want ek weet ek gaan anders terugkom. So, dit is oop. Ons gee net 'n naam, want mense bel my partykeer bewegende modelle, dan weet ek nie waarvan dat ek gepraat het. So, kom ons gee hom. Die oes is groot, die arbeiders is min. En daar is sekere arbeiders wat net moet 'n spaak kry. Nou weet ek nog steeds nie wat sy naam is. Gesels so 'n bietjie met my as jy my bel en sê, ek is 'n arbeider wat lou geraak het of in die sonde geval het. Ek wil kom. Jy sal nie gejudge word daai week nie. Ons sal jou optel en jou bediening sal groei
pastore wat gearriveer het, wat dink hulle is daar, jy moet ook kom, want jy so naby val nou, want jy's te vol van jouself. Kom, voordat jy val, en kom. Ek is jou host, maar ek is nie die grand een, wat nie kan val nie. Ek kan ook struikel. Ek is self die een wat elke dag moet Bybel lees. Kom ek en jy dien God, soos nog nooit tevore nie. Amen! Amen. Jesus like jou. Wine can't satisfy the thirst within my soul.